Vriende, die Bybel het ongelooflik baie deernis met weeskinders. 'n Kind sonder ouers is weerloos. Wie gaan daardie kind versorg? Wie gaan daardie kind help? Wie gaan aan daardie kind liefde gee? Met dit in gedagte, sê Christus aan sy disippels in Johannes 14 dat hy hulle nie as weeskinders gaan agterlaat nie. Nee, hy gaan vir sy Vader in die hemel vra. En hy beloof hulle dat hulle 'n parakleet, 'n vertrooster, 'n advokaat, 'n helper sal ontvang. Nadat Christus teruggekeer het na die Vader, na sy kruisiging en hemelvaart, sal hulle die Gees van waarheid ontvang. Hulle hoef dus nie te vrees of bang te wees nie. Hulle sal nie alleen agtergelaat word nie. Nee, die Gees van waarheid sal hulle bystaan, hulle vertroos en hulle help. Die Gees van waarheid sal hulle aan Christus herinner in die moeilike dae wat volg. Net so vriende, kry ons ook dieselfde belofte en het ons ook die Heilige Gees, die Parakleet, die Gees van waarheid ontvang. Ons is nie alleen nie. Ons hoef ook nie te vrees daarvoor om alleen te wees nie. Want ons wat lief is vir Christus, ons wat God se gebooie nakom, het hierdie genadegawe, hierdie geskenk ontvang. Ja vriende, ek en jy lewe met die Gees wat ons lei, wat ons vertroos en ons herinner aan Jesus Christus. Nooit is ons alleen nie. Wat 'n ongelooflike troos is dit nie. Tog vriende, lewe ons in 'n wêreld waar daar baie mense is wat alleen is. Daar is baie weeskinders, mense sonder versorging, sonder hulp, sonder die wat vir hulle liefde gee en aan hulle toon. Wat is ons taak en ons verantwoordelikheid as geesvervulde mense teenoor die weeskinders van hierdie wêreld en hierdie lewe? Mag die Gees ons help en bystaan om ook iets van Christus se liefde aan hierdie mense te toon. Amen.